lag hier, ons lag baie. Okay. Daar het ons begin, Dylan is ons op. Ja. Enrico, Anja, lekker, welkom hierso by Warrior Bride, die Homer Podcast. Ons het nou lekker gelag vir die tyd. Ons gaan vir mekaar kyk, so die mense moet maar net inval by ons. En welkom. Dankie. Julle is ons eerste gaste. Wow, jy. Ja, dis 'n mylpaal vir ons. Ja. En van hier af gaan ons baie gaste kry. Waar is die kamera? Ons gaan baie gaste kry. En ja, ek het julle leer ken so in Potchefstroom waar julle daar by my vorige gemeente het julle kom worship en julle was al saam met ons op 'n Warrior Bride en ek hou julle dop oral waar julle die land bedien. Welkom. So dis my lekker om julle te hê en oor worship vandag te praat en die kingdom en goed wat op julle harte is. En welkom, maar voor ons begin gaan ek vir ons bid. Ja. Vader, baie dankie. Dankie vir Enrico en Anja wat vandag is. Dankie dat hulle veilig is. Hulle kinders is veilig hierso. Vader, ons gaan vanmiddag lekker bedien hier by die kerk en hulle gaan vir ons môre kom woord gee by die gemeente. Ek bid dat die woorde van ons monde en die gedagtes van ons harte vir u goed en welbehaaglik is. Heilige Gees, lei ons in hierdie opname. Ons loof en ons prys u naam. Mag ons u naam verheerlik. Ek loof en ek prys u naam. Amen. Amen. Was hy. So dan gaan my kussentjie wegvat want hoe dit nou gaan werk met elke keer as die gaste is, gaan hulle 'n geskenk kry. So ek het hier 'n geskenk vir julle. Ja. So kyk hoe ek moet nou oopmaak, né? Nou nou oopmaak want ek wil hê die mense moet sien. Okay, ek sal hou, dan kan jy oopmaak. Ja. Okay, wat gaan ek eers doen? Lene? 'n Vriend van my en ek moet dit adverteer. Werner hulle het lekker koffie wat hulle daar in Potch doen. Wat? En daai is klaar gemaal. So jy hoef nou nie 'n malertjie, want ek hoor jy het 'n malertjie. So jy hoef dit nie te hy is klaar gemaal. En dis Jair nogals. Ja, 5 brew koffie. 5 brew koffie. Okay. Wow, dankie. Dis awesome. En Melissa baie dankie vir die koffie. Oh ja, dankie Kyk Melissa. daai. Dis so cool. Ja, so nou gaan julle kan lekker plunge daar weer. Wat? Dis so cool. Nou fikkie met 'n plunge net in die swembad in nie. Nou kan ek plunge na jou koffie. Plunge na my koffie. Wat iemand ek ken sê eendag hulle noem dit nie 'n plunger nie. Dit klink vir hulle so te veel soos iets wat jy by 'n toilet gebruik. Is 'n French press. Ja, maar ons het Afrikaans French press. Ek bench Sorry as dis so cool, dankie. Vir die mense sê wat luister, dis nou wanneer Witbank en Kaap wil collide. Ja, Ek is so jammer. Joy, unspeakable joy. Ek is super jammer, Dankie maar julle. ja, Jo. dankie, hierdie is awesome. Ja, Lekker. want Jesus en koffie is beste vriende, vir die wat nie weet nie. Nee, ek was hierdie week bietjie by Werner en ek het lekker met hom gesels oor die Sure. koffie. Hulle het nog altyd goeie koffie en ek gaan my eie ek gaan by hulle koffie kry, my eie brand maak. Ek gaan lekker die Warrior Bride en dan gaan ek die name van die kerk op en maak 'n klomp planne met. Plannetjies. Gesalfde koffie wees daai. Ja, lekker. Ja, dankie. Jo. Ja. Lekker. Ek sien uit. Vertel my 'n bietjie, julle was laasweek in Bloemfontein? Ja. Gaan jy eers? Ja, sy is baie lekker gewees by AG Siloam gewees en Ook 'n Siloam. Ja. ook 'n Siloam. Ek sê nog al 2 naweke En toe ry ons ergens op pad terug verby 'n Siloam. verby nog 'n Siloam gemeente. Vir die ouens ons name so. Ja, dit werk so. Ja, so lekker tyd gewees, lekker bietjie profetiese kan ek sê teaching aangebied die Saterdagoggenddiens gevat. Ja. Dit was so mooi eintlik die nagmaaltafel was in 'n kruisvorm maar groot in die middel van die stage op die grond. En dit my nogal eintlik gevoel soos die dit is so interessant vir die luisteraars ook, maar ek dink jy sal ook meer weet, jy sê ook in die begin, toe kerk begin het hulle om die nagmaal gekuier. En uit die nagmaal uit het daar openbaring gekom oor wie hy was en respons van woord en encouragement en worship. So dit was my nogal cool, hy was mooi prominent. So ons het probeer om die hele diens wat ons gevat het rondom dit te bou. Sy liggaam en sy bloed aanskou. So dit was 'n goeie tyd. Ons kan regtig sien in die land. Ek dink die Here gebruik die moeilike ekonomiese omstandighede goed waardeur mense gaan gebruik hy. En ek dink daar's soos hulle in Engels sê low hanging fruit, harte wat desperaat is, wat uitroep na die Here toe. So dis 'n voorreg om soos by julle ook kerke wat hulle deure oopmaak vir ons en ons wil net partner met dit waarmee die Here reeds besig is. Kerkie koop, kingdom, soos wat julle ook oor praat. So ja, lekker. Ja, en ons voel regtig is rykdom om soveel mense te kan ontmoet reg oor Suid-Afrika. Ek bedoel, dis family, ons het eendag kry ons in die liedjie wat sê
your dad is my dad and my dad is your dad, so that makes us family. Ja. En ek dink is voel so mooi want dit is wat ons kan, ons ontmoet familie. Ons voel so humbled elke keer as ons ry, dan dink ons dat ons in so kort tyd so lief vir mense kan word. En is oral en dit is soos om hier ook te wees. Verstaan, is family en so dit is, ek dink ons ervaar die rykdom in dit om mense te kan ontmoet en ook te kan sien wat die Here mee besig is. Dit is is vir ons incredible. Groot Yes, voorreg. en ek geniet julle so daai spontaneous worship en ja, lekker. Jy sê familie, ek het hierdie week 'n huweliksberading gedoen as mense wat ek trou in Desember. Ek gebruik maar altyd Efesiërs 5:22-32 gesê dis 'n verborgenheid. Maar ons is deelgenote in die huwelik. En as jy na deelgenoot toe gaan, jy weet, eendag in die hemel is ons nie meer man en vrou nie. As jy Matteus 22:28 lees, het probeer die Sadduseërs mos Jesus vasvra en sê, hoorie, maar hierdie vrou is met die ou getroud, hy is gedood met die boetie, 7 van hulle later in wie sê, hy sê, nee, hulle dwaal nie, hulle ken die skrifte nie. In die hemel is ons soos die engele. Niemand gemeen huwelike nie. En eendag in die hemel is ons almal, ons is deelgenote. Ons is almal dieselfde, ons is sy kinders. Ja. En hier is ons nou verskillende denominasies, goed, verskillende style van aanbidding en al goed, maar ons is boeties en sissies. Ja nee, daar's die Ek weet nie hoe dit lyk nie, maar soos die engele, hoe lyk dit? Ek weet nie. Maar en wat ek baie keer in huweliksberading vir mense sê, prys die Here, dan hoef jy nie getroud te wees met daai buffel nie. Jy weet want vandag oor 200 jaar is dit by die Here. Dis by die Here. Nee, hoe is dit nie? Ja, dis amazing. Ja. Nee, gaan jy. Die Here het nie favorites nie, dis mooi jy sê. Hy stap belang in ons elkeen. Is eintlik 1 Petrus 3 vers 7 wat sê wat ook oor die huwelik praat. Daar sê ons is deelgenote. Jy moet respek hê vir jou vrou en jy is deelgenote. Weet hierdie my vrou eer my nie. Ja, maar sy sal jou eer. Ek gaan altyd na Efesiërs 5 toe. Wat sê, hulle sê ons eerste, die vrou is eerste, maar eintlik dink ek Paulus moes die man eerste gesit, maar met die Here se wysheid en julle manne. Jy moet jou vrou lief hê. Soos Jesus die kerk het in sy lewe vergee. Nou, en dan sê ek altyd vir die manne, dan sal sy jou respekteer. Sy sal submit dan, as sy voel sy's alles. Ja, is mooi. Maar as sy nie, sy gaan jou nie eer nie. Want jy respekteer haar nie, 1 Petrus 3 vers 7, as 'n deelgenoot. Ja, is mooi. Love dit, wie het sê dit. Ja, ek wil eintlik oor iets anders sê, maar ek dink oor daai deel, want ek praat die laaste ruk met soveel, ek het seker met 2 spesifieke vrouens gepraat en laaste, ek wil sê maand, wat in sulke huwelike is, waar ek het nie antwoorde vir hulle nie, want daai is nie in orde nie. En die man se rol, die man staan net nie sy posisie enigstens vol, inteendeel, daar is soveel slegte dinge, dat ek eerlik waar nie eintlik eers raad vir haar, want is soos, en hulle is vasgevang. Dit is mense wat so vasgevang is in omstandighede. So dan dink ek, dis regtig net, mens vertrou dat die Here sal kom ontmoet en herstel sal kom bring wat hy kan. En mens hoor getuienisse oor en oor van dit, so mense hoop bestaan. Maar iets wat ek net wil sê, ons praat oor die hemel en hoe anders dit gaan wees, en oor die worship. Toe sê iemand eendag ook, alle ministries gaan stop, soos alles gaan, evangelisasie, genesingsbediening, alles gaan stop, worship. Worship is die een ding, wat vir ewig en ewig sal aangaan. En dit was my eintlik, ek nou dink aan hoe hemel gaan wees, is, dat al die ander goed gaan stop, alles gaan, that we know is going to cease to exist. Maar worship gaan vir ewig, en hoe ook al dit gaan lyk, ek weet nie, of ons netwendig nie die hele tyd gaan sing nie, ek dink dalk nie, ons gaan dalk nie die hele tyd sing nie, dalk gaan ons, ek weet nie, regeer, maar ons gaan, en ons gaan aanbidding wees, voor sy troon, soos hoe ook al dit gaan lyk, en dit gaan nooit stop nie. Vir my daai wat ek een keer gehoor het, ek onthou wat se ministry dit preek dit net in Amerika, wat sê elke mens nou gee klank uit. Maar ons kan dit nie noodwendig hoor nie. En ek glo wanneer ons weer te liggame is, gaan jy 'n sound, 'n klank gee wat jy altyd gaan worship. You're gonna be a worship being. En dis wat my so hartseer is, niemand het my ooit, ek is prys die Here, hou van musiek. Nog al die jare, voor ek die Here ook geken het. En ouens, altyd is hulle my types daai tyd wat ek so getyp het, my musiekkeuse luister soos van Beethoven tot by Def Leppard, dis die diversiteit waarna ek luister. En baie keer is my type so, hoor daai seker Jay-Z se type. Maar ek weet, daar is nie net een, so, en ek hou van verskillende tipe worships, as ek dit nou so kan stel. En ek sal dit hard sê, ek is baie lief vir Piet Smith, ek hou van Piet Smith worship, ek het daai een album van hom luister ek oor, en dis nou maar ek.
né? Waar tot Jesus culture, yes, en wat sê die ander vrou wat daar vanoggend weer geluister, wat vergeet ek van hom? Stephanie? Nee, wat so nou, wat ek het neergeskryf. Nee, want sy is van Corrie Russell, kom vanaf Upper Room, Abby? nee, sy is in 2015 al, en sy, ek gaan nou op haar naam. Corrie kom van International Prayer af. Ja. Wel, en Upper Room, ja. Misty. Ja. Is dit Misty? Misty Edwards, Ja. Ek hou van dit. Ja, ek hou van haar. Ja. manier. Jy weet, so was baie anders te gewees. En sy, ek wil net sê, sy het begin as die afrolmeisie. Ek weet nie of weet, maar sy het die koppies gemaak. So sy het letterlik vir die worship teams koppies gemaak. Ek praat onder korreksie wat ek daai tyd onthou, want ons was nogals baie betrokke op 'n storie met House of Prayer en hoe dit gedoen het. Was op jaar 2018. Ja, sy het die koppies, ja, sy was toe nie actually daar toe ons al was nie, maar ons wou ook graag gesien het, maar sy het weet die musiek afgerol nog daai tyd. Maar hulle het ons 'n ding gehad, die worship stop nooit nie. So dit was 'n aanhoudende 24/7 worship. En toe op 'n stadium toe was daar ek dink amper dit was iets soos mense kan nou gaan check, ek sê ek praat onder korreksie, wat was hurricane of iets en toe moet sy aanhou. Daar was niemand anders wat kon nie en sy het letterlik toe met 'n liedjie met een noot soos dit wat sy geken het sy begin. En hoe die Here haar eintlik ek wil sê ge-accelerate het in dit en waar sy een van die mees influential worshippers op 'n stadium was. Sonder dat sy die prayer room verlaat. Ja, sy het nie getravel nie. Net gebly. International prayer stream. Minister dan to the Lord. Ja. So ja, so sy het 'n mooi storie onthou van. Sy het nou op haar sy het so in een van die prayer sets sing sy Jesus take my cold heart. En dis wat sy sing. Was een van haar lyntjies. En na die tyd toe sy klaar stap 'n ou tannie na haar toe. Na die tyd sy sê Misty, you won't believe it. I also love my cocoa heart. Sy het nie mooi gehoor nie, maar ja, nee. Jesus is persoonlik. Hy is. Ek hou van my cocoa heart. Maar net so wat jy gesê het oor huwelike, ek dink ja, dit bly 'n konstante journey nie natuurlik. Ek dink dis seker die grootste fout wat jy maak is om te dink dat jy kan terugstaan na jou troudag. Is eers wanneer die werk begin, maar ek dink ek moes agterkom as ek vir myself kan praat is, wel ek dink aan Jesus wat ons voorbeeld is in alles en Jesus wat gesterf het vir die bruid. Dink ek hy het verantwoordelikheid gevat vir dit waar hy en sy vader gepraat het en verantwoordelikheid gevat vir hierdie taak om vir sy bruid te sterf. En ek dink die groot challenge in huwelik is mense vat nie verantwoordelikheid nie. Jy vat nie so met ander woorde baie mense man en vrou lewe met daai ding van my geluk, my vrede word bepaal deur hoe jy is. Ja. En waar ek dink ek oefen dit, ek is nie perfek in dit nie, maar om te sê maar ek's verantwoordelikheid vir my eie vreugde, my eie vrede. Ek's verantwoordelikheid vir my lewe. Ek kan nie toelaat en ek dink dis daai tension wat baie mense beleef is nie ek my vrou het 'n slegte dag of sy is nou kwaad en nou affekteer dit my emosies. Natuurlik doen dit in 'n mate, maar ek moet verantwoordelikheid vat oor en ek dink my verhouding met Jesus. Dis waar ek gevul word, dis waar ek my vrede en my joy kry. So ja. Hey, praat ons nou oor huwelik. Ja, huwelik weet. Maar dis wat vir my mooi is van julle bediening ook, julle twee saam. En ek kan daar een keer toe in 'n potch, toe was die kinders siek, jy moes nog met jou doktertjie op jou heup en alles. Ja. So dis challenges wat mense uitsorteer en as mens volwasse is in Christus, dan seker goed met mense nie plan nie. Net ons moet saam die Here aanbid en hoe julle ek meen nou op ons laaste kamp wat julle saam met ons was daar. Ek kan julle net daai naweek was net anders. Die Saterdag aand toe ek bedien het was die harde werk al in die gees gedoen. Die mense was oop. So ek is vir daai van regtig jou worship en natuurlik jou gebed alles voor die tyd. Maar jou worship and they set the tone for the weekend. As mens nou so naweek. Ja. Jy weet. Breek die grond, Jason. Ek dink dis wat dit. Ek dink dis soos jy sê, prepare hearts. Ek dink dit is so mooi want dit kan albei kante toe gaan jy met inkom. Ons praat eweveel bygesê. Ek weet, dis ons. Ja, so praat net so baie. Ja, ek baie praat. Ek dink natuurlik moet mense sensitief wees. Ek onthou eendag by gemeente, hulle het 'n netwerk ook in Pretoria. En die een leier gesê mens moet 'n sin in die gees want baie keer is soos 'n cricket pitch, baie keer is dit 'n goeie ball pitch, baie keer is dit 'n goeie bat pitch. Aangaande maar nou stry hulle oor wat is belangrikste? Is die woord die belangrikste nou of is die worship die belangrikste? Ek dink wel die woord gee is eintlik worship, nee, dis eintlik daar's nie 'n en ek dink dit is either or neither nor wat ek al hulle sê nie, maar worship het net worship
nee, ons gaan nou ons kyk waar ons gaan. Maar ek dink baie keer wil mense worship toepas om iets te kry. En ek dink dit is 'n powerful tool, dit klink koud, as mens dit so sê, maar dit is Bybels ook om in tye van jou donkerste, in tye wat jy dit nie voel nie, in tye, want dit is hoe powerful dit is, pas dit toe en daar breek iets, ek onthou ek was dit so 'n paar jaar terug, toe kry ek gordelroos oor my rug, en ek dog net ou mense kry Ja. Ja, 'n ou tannie kry op die strand, so sy sê, Ja. "Joh, maar wat gaan daar op julle?" Nee, sy gordelroos, sy sê, "Ek dink net ou mense kry gordelroos." Ja, toe tackle ek al in die water, Ja, nee, hoe kan sy dit sê? Ja, nee, en maar nou moet ek gaan bedien in Zastron van Plet af ry en ek sit toe Phil Wickham se Battle Belongs To in die kamer alleen aan op 'n Bluetooth speaker. Ek het koors gehad, nie lekker gevoel nie, die koors het gebreek, die gordelroos was die weg, die uitslag was op daar, die pyn was op daar, maar die koors was weg. Ek het beter gevoel, so eintlik het wat ek wil sê is dit breek die grond, dit maak harte resepte vir die woord. En dan die beauty daarvan is wanneer die skrif oopgebreek word, respond ons dan weer op die woord en op wie hy is en ons sing verder. So ek stem saam met jou. Ja. Ek wil net die skrif wat by opkom is, when we behold him, we are transformed into his likeness. En worship is beholding. En dit is nie eers te soek altyd vir 'n transformasie nie, dit is eenvoudig om vir hom te kyk. En dis waar die woord help, want die woord openbaar wie Jesus is. En hy daai plek aanbid ons, we behold him and we are transformed into his likeness. So in worship kom daar reeds transformasie. En ek dink dis hoekom baie keer ook die woord dit so bymekaar, want ons kan nie worship sonder ons worship is direk gekoppel aan hoe ons hom sien en hoe ons hom ken. En die woord openbaar wie Christus is. En in worship respond ons op wie hy is. So daai twee kan nie apart nie. Dit is maar eintlik so mooi, want dit is wat aanbidding is. En dis wat die woord ook so, dit wys ons wie Jesus, en ons kom in aanbidding, en we behold him, ons kyk vir wie hy is, en die waarheid van wie hy is, transformeer ons, en ons word meer soos hy. So dit is vir my so, ja, dit is so powerful, die Here net, hy het nie net worship gesit van omdat hy is nie insecure oor homself nie. Hy het nie gesê worship my omdat hy insecure is nie. Ek dink hy het gesê, weet, kom worship, en dan is ons in die openbaring van wie hy is. Ons leer ken hom en ons besef wie ons is in hom en ons word getransformeer in sy teenwoordigheid. Ja. Ek onthou as ek nou terugdink toe ek nou net weer gebore geword het. Toe was ek genooi, ek was toe in 'n ministry betrokke, baie sagte ministry, en ek het dit nodig gehad seker my lewe daai tyd. Ek kan dit my hart uit te kry, maar ons gaan toe vir 'n NTR, 'n ministry training retreat van 10 dae. Kaap toe ons vlieg af. Ek en my swaarspot altyd, as ons nie afgevlieg het nie, het ek dalk die eerste aand teruggekom. Maar dit is vir my ontsettend 'n shock to the system, hoe hierdie mense ons doen nou heeldag teachings, en daai aand skoene uit, almal dans, dis vla. Toe gaan hier aan, en toe nog daai Paul Wilbur in die agtergrond, worship musiek, mis daai, en ek maak dit my oë toe, en toe op my oë sien ek vir die eerste keer in my lewe, in die gees, en hier dans Jesus tussen die mense. So. En dit het godsdienst begin breek in my, want So. net godsdienst het my, soos ek nou daai woord gebruik, stoic gemaak. Ja. Jy weet, sing my 3 vinnige liedjies, 2 stadiges, dan is ons klaar, jy weet. Net om in daai en ek sien hoe Jesus my nou op 'n journey gevat van hoe gemaklik hy is. So. Ja. En hoe gemaklik hy met my is eintlik. Ek kom net oor my, maar dit vat 'n rukkie om tot die besef te kom, die gordyn het geskeur. Ja. Jy weet, ek kan in die vrouenroom ingaan, maar ons moet eers uit hemelse plekke uit, en dit, die pennie moet erop vir mense self, Yes. soos jou verhouding groei, en dan is mense soos julle daar, want ek weet, as julle worship, en die ouens wat al in dit kan inkom, as ek dit so kan sê, ander wat nog nie hou dit dop, soos ek in die begin. Ek hoor, die ouens draai die globes uit die bo, en alles, en dis 'n paar wat begin nou hulle hande opsteek, en al uit begin, en hierdie ander gaan lê net, party mense kan lê, party sit, en dis awesome, dis het my begin so skokkend, en ek gaan dit maar sê, toe ek nog nie weer gehoor, was ek, dis die jaar voordat ek weer gehoor, ek is maar elke 2 jaar by Bloedrivier, staan ek maar met my 4 klop, en toe staan nou 'n diens 16 Desember, en orgel speel, en nou sing die gesang en boekies uit, en hier's 'n couple, wat daar staan met 'n hande lig, toe, blasphemy, verstaan jy? Wat? I mean, kan nie self gedra nie, kyk hierdie mense, 'n jaar later is ek by die NTR. Die Here se sin vir humor, hè? Die Here se sin vir humor, Ja. en dit, en daar het ek begin,
Ou Graham Cook sê altyd, die Here wat hy leer ken uit daai tyd, die Here wat hy vandag ken is baie beter. As daai met jou eerste ontmoeting, en dan jy jou persepsie van Jesus. Ja. En dan soos jy groei, en jy begin bietjie loskom, en jy kom oor jouself, en jy kom agter hy, is okay. En die Here is okay met my, en hoe lekker is dit nie? Ja. Dis vir my so lekker, die Here kom agter oor, by Andrew Wong sê altyd by, is goed, die Here is nie kwaad vir jy, hy is nie slegte by oor jou nou. Hy het al sy kwaad op Jesus vir kruis uitgehaal. As jy in daai kan ingaan, dan gaan dit wees, I must be holy for his own. Nie wees heilig, want ek is heilig. Oor daai ding kom. Want hy is heilig. Hy kan nie verander nie. En ek word heeltyd verander, prys die Here. Om soos hy te lyk. Ja, ek dink is dit Filippense 1 wat sê, hy gaan aan ons werk tot Christus kom. Ek dink mense dink, maandag, ek weet nou, maandag het ek arrive en ek ken alles, maar dit is net nie so, en ek dink, dis hoekom sy grace al is sy journey saam ons. Worship is so powerful, ek dink aan, iemand het dit eendag gesê, in his presence ons het twee keuses, of ons gaan 'n vinnige dood sterf, of ons gaan 'n stadige, pynlike dood sterf, in sy teenwoordigheid. Is net, daai sterf is eintlik maar net daai kommunikasie van oorgee. En maar ek dink elke ou se journey lyk anders, jy weet, ek sal nou môre 'n bietjie praat, share oor Openbaring en die Oida en die Gnosko kennis in die Grieks, maar dink is daai Oida kennis van ons lees iets in die woord, sy Gees openbaar dit, ek weet uit my lief. Ek weet uit my. So dis daai kennis wat jy nou ontvang het, maar dan is die Gnosko kennis is die kennis wat daai Oida kennis groei dan in jou eersdaanse wandel met die Here. En ek dink jy sê soos jy sê dan jy het iets encounter in die begin. Jy besef, hy het vir my kom sterf. Ek beleef dit dis waar, ek kan dit ervaar, maar dan, soos jy met hom begin wandel, van daai beginpunt af, daai Gnosko kennis, word daai kennis baie lewend in jou, want jy begin dit leef. En ek dink, dan moet jy anders te lyk, en ek dink, dis hoekom, as ek my hart 'n jaar terug vir die Here gegee het, moet ek nou anders te lyk. Weet, dis 'n progressiewe journey saam met die Here, dis 'n konstante was, en ek dink, ewen in sy teenwoordigheid, is dit so mooi, ons is supposed om vry te wees, want dit is wat hy kom, nie, ouens sê nou, jy weet, as ouens moet nou sê, wees net real, as ek soos, daar is 'n fyn lyn, jy moet dit mooi kommunikeer, want jy gaan either vir 'n ou justification gee, dat hy moet real wees in sy foute en sy sonde, wat sy regte woord, of net, wees wie ek is in die Here, moenie perform nie, maar ek dink, dis waar daai openbaring vandaan kom, is, en die Anja dan is so mooi gesê, dit voel vir my, en dis dalk wat ek môre sal deel ook, dit voel vir my, dit is wat my laat aanbid. Ons weet aanbidding is 'n leefstyl, maar die ding van hoe sien ek hom? En sien gaan oor spiritual perception, verstaan. Hoe sien ek hom? En ek dink natuurlik elke ou het sy eie journey. Maak nie saak hoe goed of hoe sleg jou pa was nie. Ek sê altyd vir ouens, kan nie vergelyk met by ons se pa nie, maar die realiteit is ouens het 'n geskiedenis. Ouens het 'n storie. Die oomblik as ons dalk op stage sing van Abba Vader, maak dit dalk ongelukkige koneksie met 'n gebroke vader en hy sê Jesus maar my pa was so, daar's 'n manier wat, en so dit weerhou hom om iets te doen daai oggend, dit weerhou hom, maar dan so sy journey, begin hy besef, maar hy is 'n liefdevolle vader, sure, maar hy het sy seun gestuur, he's the only begotten son, heaven was bankrupt for me, en dan daai waarheid begin daai hart vry maak, en besef, okay, daar is niks soos my hemelse vader nie, hy is die een dat, hy sal nie vir my 'n klip gee as ek 'n brood vra nie, hy sal nie, iemand sê eendag worship kan nie, jy kan nog prys of describe, dis exuberant, dis ook sekere kenmerke van wie is wat deur die Gees reveal word, soos worship weer meer intimate. Anja sê dit eintlik altyd so mooi. Jy moet dit eintlik sê. Weet wat ek wil sê? Oor ja. Dit is altyd so cool as ek vir mense verduidelik oor praise en oor worship, oor lof en aanbidding. Is dit soos as 'n mens praise is dit amper soos koordans voor Jesus. So jy koordans voor hom en jy lig jou hande en jy sê is goed en ja, dit is soos, ja, en jy kan saam met almal sê ons stem saam is goed of jy kan sê ek is goed. Maar dan is dit amper ek sê altyd soos 'n sokkie, ons onthou daai hoërskool sokkies. Jy het hierdie liedjie wat almal so los dans op, nê? Almal gaan groot en dan ewe skielik kan begin daai Enrico Iglesias Would You Dance, daai liedjies begin speel. Dan draai die atmosfeer en dan gaan staan die girls maar so aan een kant in die muur en wag hulle vir 'n ouetjie om te dans. En die manne is seker so nervous want gaan nou die girl vra om te dans en die meisie gaan iemand my vra om te dans, maar sê ek en eers skielik verander dan word vas dans. En eers skielik is dit ons nie dieselfde saam, maar eers skielik is dit net twee mense wat op mekaar fokus. En dit is nou altyd so hoe ek dit kan verduidelik is lof
is soos om saam te dans, soos losdans voor hom, hy's goed, ons celebrate wie hy is, ons kyk ook vir hom, maar dan is worship asof ons begin vasdans, ewe skielik is dit net ek en hy, en dit is 'n baie intieme plek, maar dit is waar my oë syne sien, en ek dink dis waar ek die openbaring kry van sy liefde, en ewe skielik is dit anders, maar is dit nog corporately, is dit vir my verskillend in die sin van intimiteit. Ja, en dis moeilik om worship te define. Soos as jy vir iemand vra wat het jy beleef daar, soos natuurlik gaan hulle kan woorde bysit, maar ek het agterkom dis so intiem. Dis so diep dat mense dit nie altyd woorde om te beskryf nie. En ek dink met lof, dis eintlik interessant, jy sê jy sal dalk meer weet, maar ek weet nie, maar as ek deur die skrif lees oor lof, praise, wil ek amper sê daar's nie een keer of dit 'n oorlog is wat gewen was of Dawid wat 'n openbaring kry in sy donkerste tyd. Daar's nie een oomblik wat dit nie expressive is nie, dat waar mense nie kan beleef nie. So dat met ander woorde daar was harde klanke. Daar was expression. So ek wil amper so ver gaan op jou pot gooi om te sê dat eintlik dis onbybels om nie te express as ons lof nie. Dis eintlik onbybels. Want my ding is net wat ons altyd vir ouens sê as ons gaan bedien by kerke. Ek sal baie keer so as ek voel ons tref nou 'n muur hierso met lof, dan sal ek stop. Nou nie doodstop nie, net en dan sal ek die ouens challenge en sê ouens eerlikwaar, as iemand van buite af nou deur daai kerk se deur moet loop en ons sing nou dat God goed is en dankie vir die kruis, vir u bloed, al hierdie dankbare goed en hulle kyk na jou terwyl jy dit sing, gaan hulle jou ernstig opvat? As hulle jou kyk van reg sê, dude, ek weet nie of jy regtig dankbaar is vir wat jou God gedoen het. Want hulle moet aanskou, hulle moet kan sien. En dis eintlik so mooi want aanbidding en lof is nie net vertikaal nie. Dis vertikaal, maar dit het 'n horisontale effek. Want dis waar Paulus van praat in minister to one another in psalms, hymns and spiritual songs. So hy sê bedien mekaar of spreek tot mekaar met psalms, hymns and spiritual songs. So die mooi ding wat lof doen en aanbidding in 'n mate doen is dit getuig oor wat, oor wie hy is. Sekere attributes van wie hy is. So nou kyk Pietie langs my wat weet ek het ook diep in die bottel gekyk en al die goed wat hy gedoen het, maar nou kyk hy vir my en hy sien ek het trane in my oë en ek skree uit en hy sê dude, lyk my hierdie God van jou is regtig real. En so daai testimony bots met hom. Daai testimony wil hom oortuig en sê wag, kom proe, kom sien. En ek dink dis die beauty van corporately as ons saam aanbid, is dis testimony, dit is response op wie hy is. So ek wil radikaal wees en sê ons moet express as ons lof. Aanbidding is tricky want ek het dit al baie gesien wat ouens net glad engage, hulle staan die hele diens so. Maar dan kom hy na die tyd na jou toe en dan sê hy vir jou, ek het 'n encounter met die Here gehad, dan wil ek amper sê, jy jok vir my. Trek my been. Kan nie wees nie. Maar worship is baie intiem. Jy kan sonder om te express glo ek jy kan op jou bank gaan sit so met jou kop tussen jou knie en hy kan jou convict of sin. Maar dis baie diep. Dis iets wat mense nie noodwendig sien nie. Ek wou dit maar net so 'n bietjie daar uitgooi. Dis goed dat ons leer en besef oor tyd. Dit is so powerful, dis so nodig vir die liggaam, albei. En ek dink dis interessant in ons land, kultuurwise, die swart kultuur ken die voor om dans heavy goed. Kyk, ons kan van hulle leer wat dit is om ek is desperaat baie keer, ek moet badhuitjies vat as mens na daai kerke toe gaan. Dis in die refmeter mos, in die rooi. En dis mooi waar ek dink byvoorbeeld hulle kan dalk weer leer om met hom te dans. En dalk met ons volk bietjie anders te hom of ons leer by mekaar. Ons leer by mekaar, dis mooi. Ek sien dit baie, ek sê altyd ek het so tong in die kies grap het wat maak want ons gaan nou gereeld Zimbabwe toe. Dis my go-to place. Ek sê altyd vir Elsie, ek gaan aftree in Zimbabwe. Sy sê jy gaan alleen af. Maar nee, ek's baie lief vir hy land. Baie. Ek het daar baie encounters meegehad. En daar het ek met swart pastore vriende geraak as rasis, ex-rasis. En eintlik dink ek ooit met swart pastore vriende was. Jy weet. En daar het ek bevryding geleer. Ek het en al daai baie dinge geleer. Maar in elk geval, maar daar het ek gesien worship. Sê ek altyd, yes. Can we worship it? Maar as ons by die teaching kom, ons slaap allemaal. So dat is een balans. Hulle worship, so dat ons by die Bijbel kom, om jy dit wakker hou. Want dit is ook wel eens lively preachers, om die ouens wakker te hou. Dit is vir my mooi, dat ons allemaal het, hoe sê die Bijbel, ons allemaal kent en deel. Ons allemaal, maar ek wil nou 'n bietjie met julle diep gaan,
en ek wil met julle praat. Ek wil net vir julle eers 'n storie vertel. Nou, ek is een van die min ouens wat baie lief was vir sy skoonma. Ons sê lief was, sy's nou oorlede, maar sy's 'n groot kind van die Here. Ek dink sy het my in die koninkryk ingebid. Sy kon nie glo haar dogter trou met die ou nie. Ons wil nou 'n ander keer oor dit praat. Maar in elk geval nee, maar ek spot net so, maar ek is nou nie so erg nie. Maar sy is toe nou oorlede, né? Maar lief die Here, kanker en al die goed. En toe sy oorlede is, toe eendag, ek kan nie onthou wat ek met die Here, ek het in my bakkie gery, ek het worship musiek geluister. En ewe skielik, toe is ek in die hemel. Maar ek hierdie kant is ek nog hier. Ek kan weet nie hoe om dit te beskryf. En toe ek daar is daar worship, maar met my aardse oë kan ek nie dit sien nie. Want ek is 3-dimensioneel. Daar is dit nie, dis oor dimensiteit in die hemel. Nie? En toe ek dit sien, is soos Paulus sê, of iewers sê dit, dis soos water, brys. Jy kan nie die klank identifiseer nie, want dit is too much klank vir jou oor. En ek kon ook nie sien nie, en almal het soos miljoene pixels gelyk. Verstaan, dis hoe groot dit lyk dan. Ja. So my oë van aardse oë, ek is nog hier, toe ek in. En toe zoom die Here my in op 1 pixel. Eenetjie. Koek, dis my skoonma, jong vrou, dis om die Here te worship. So miljoene mense worship, dis hoe dit gaan daar, dis hoe dit klink. Maar ek weet nie hoe klink het, ek weet dis net, en toe ek hier, dis weer normaal. Jy weet, so, ek kan net vir sê, it's gonna be awesome. It's gonna be awesome. Ek kon nie sien nie, Ja. ek kon nie hoor nie, maar ek weet nie, dis 'n lawaai. Ja, wow. Jy weet, en dis awesome. Ja, ek besef dit so as jy praat eintlik, dis iets wat mens baie praat, maar is dat aanbidding is 'n leefstyl. Dit is wie ons word. Dis nie meer, ek dink is soos wat Jesus vir die vroutjie by die put gesê het. Dit is nie meer gekoppel aan 'n plek, 'n tyd, wat jy eet, wat jy drink, wat jy aantrek. Ons word daai offer, ons word daai klank, ons word daai lied, ons word daai geur. Paulus praat daarvan. Ek kopie die twee altyd so mooi eintlik waar Maria daai flesie uitgooi het, wat eintlik 'n groot profetiese aksie was. 'n Kommunikasie dat dis my lewe uitgestort. En toe kom Paulus aan die einde van sy bediening in Timoteus sê, my lewe is soos 'n koppie uitgegooi. En ek wonder ook hoe gaan dit lyk. Ek dink ek wil amper resonate met wat jy sê, is dit net ons presence. Dit is aanbidding, dis wat ons uitstraal. Ek weet nie, ek het nog nie 'n klankgolwe diep eksperiment gedoen nie, maar hier waar ek sit aanbid ek, as ek daai bewustheid het, besef ek, ek dink 'n shagan in Hebreëus mos wat sê prostrate op jou gesig asof jy, dis eintlik wat aanbidding beteken. Ja. Dis eintlik wat dit beteken. So hier sit ek dalk reg op, maar my hart is plat op sy gesig. Ek is konstant in aanbidding, konstant bewus van hom. En ek dink dis my presence is aanbidding. Ek probeer dit nou verwoord. So dis eintlik so powerful wat jy sê. Ek dink ons gaan koffie drink ook in die hemel daar. Dan moet dit, ek kan nie troppies berei nie, so wat is nou? Daar's 'n koffiebar Hebreëus. Dis skep hom net Hebreëus. So net die manne gaan koffie maak, maar dit sê die Hebreëus nie. So dankie. Hoorie so, maar ek hou van, so ek sê ek hou van musiek en in worship ek is nie musikaal aangeleg, maar ek hou van musiek. Ek hoor en ek hoor baie keer klanke. Dit vir my nice, dis waarmee ek resonate. Jy weet, ek kan vat soos volgende luister, ek het net geweet Jesus Culture se enetjie. My soul longs for you. Daai dis my tempo. Dis die Edwards het hom ook probeer doen, dit was nie so goed soos wat sy ou se naam, ek sê naam Chris Kulala. Ek wou sê hoe gaan ek dit uitspreek? Kulala. Ek dink is Aquila. Nee, maar ek sien toe daar's baie lalas daar. Ja, lala. Maar dis nog. Ja. Hæ? Ek meen hy is eintlik die ou wat die dinge doen daar, nee. Maar in elk geval, daai is vir my iets wat ek het een keer ons het kontrakte op Brits gedoen. En ek het hierdie tyd gegaan met personal issues en ek gaan vandag al praat. Maar daar is 'n paar Michael W. so wat ek nou baie like, né? Daai ene Take Me Over Now, daai liedjie, né? Ek sê daai liedjie, maar ek sê vir jou, né? Ek was dit so paneelwagen. My manne wat vir my werk is agter en ek sit hier voor. Hulle moet nie die gamlaas sien huil nie. Ek sit hom op repeat, né? En die Here doen net iets in my hart. Van daar tot hier. Wat ek daai liedjie op repeat, Take Me Over Now. So dis goed dat in my moet sterf.
healing gekry, deliverance gekry van klomp goed. En dis wat musiek doen. Ja. Jy weet, en worship doen. Ja. Ek wil eintlik sê wat so mooi is, want daar was nie 'n worship leader op 'n stage wat jou gelei het. Ek bedoel, dit was musiek. Ja. En dis vir so mooi, want Heilige Gees is ons worship leader. Ja. Dis altyd wat ek dink is, dis hoekom ons nie net hoef te wag by 'n kerk of 'n konferensie of vir iemand om ons in worship in te lei nie. Want die Heilige Gees lei ons in worship, want dit sê spirit of wisdom and revelation. Hy bring vir ons daai openbaring en hy konvik ons harte en dis sulke oomblikke waar hy ons in worship lei. Maar weet jy of jy wil op pad potch te deel wat jy ook so met die liedjie nie. Maar dit is my so mooi want ek dink dis die ding van worship is ons staan eintlik bietjie stil en dan gee ons Heilige Gees 'n kansie om ons te kom lei ergens en te kom vorm en eintlik oor ons te kom was en deur ons te kom spoel. En daar's net iets aan musiek wat ek dink die Here hoef nie musiek. Ek sê altyd musiek was sy geskenk aan ons. Worship is ons gift terug. Soos musiek overall is so 'n gift vir ons. Ek dink as jy met meeste mense, amper almal is lief vir musiek. Ek dink al gaan nou en dan iemand wees wat dalk nie van musiek hou nie. Maar hulle moet skaars wees. Dit moet daar moet skaars wees. Ek hoop ook dit is so nie. Maar dis absoluut vir my 'n geskenk wat die Here vir ons kom gee het, musiek, klanke, instrumente. Maar dan kom dit vir my net voel wanneer ons dit dan omskep in worship, dan gee dit vir hom terug. Maar ja, ek dink musiek is so powerful want ek meen, kom ons vat sekulêre songs. Daar's dalk nou 'n sekulêre song wat op pop en nostalgie. Ek dink terug aan Great Memories van my pelle. Of daai song en daai musiek is gekoppel aan 'n oomblik in tyd en dan aanbidding ook, jy weet soos jy ken daai song op die naam. Jy weet presies wat dit in daai oomblik gebeur. Dit was soveel jaar terug, maar jy herleef dit. Dis ongelooflik powerful. Pat Potch toe om by Duet te bedien. Dit was 'n interessante tyd vir my want ek dink ek het alleen begin glo dat my hemelse dad plaas druk op my. Jy weet daai ding, die fluisteringkie in jou oor van en ek onthou julle gaan nou by Siloam bedien die naweek en daar's 'n verwagting en jy kan nie laat pap op die grond val nie. Ek weet jy het nou issues, maar ons moet nou bedien. Jy moet nou gefokus bly. Ek dink dit het op my gewy. Jy weet so toe in daai moment toe ek daai encounter het, ek ry op pad Potch toe op hierdie pad en Run to the Father van Cody Kahn speel en in 'n oomblik vol God se teenwoordigheid so die kar, maar ek's regtig bewus van hom as Abba Vader op daai oomblik. En ek begin so huil dat ek dink die ouens agter my dink ek's dronk want ek kan nie die lyne sien nie. Ek ween soos wat ek ry. En in daai oomblik verskyn dan 'n meitjie, my oudste dogtertjie se gesig voor my flits so en terwyl ek hoor hoe die Heilige Gees my sê, Enrico, jy as pa het ongesonde verwagting op haar geplaas. Toe heilig eers, weet. Maar toe besef ek, en ek dink dis waar ons nou gepraat het oor hoe jy hom sien, want dit beïnvloed jou hele lewe. En ek dink omdat ek alleen geglo het dat hy hierdie pa is wat pressure op my sit, het ek aan 'n meitjie het ek verwag sy moet goed doen wat way beyond her ouderdom is, of ewen net goed verstaan van die lewe of anders optree, weet. En so ek moes toe net, ek dink dit was vir my 'n journey, so dit was so 2 jaar terug, wat ek net moes besef dat God het my nie, ek is nie eerste worship leader nie, ek is nie eerste pa nie, ek is nie eerste man, ek is sy seun. En ek het daai ding verleer, en ek dink dis dalk, dis hoekom dit belangrik is om daagliks by sy voete te wees, en daagliks by hom in te druk, daai spesiale tyd, ek en hy, sodat ek myself kan herinner aan wie hy is, sodat hy my kan herinner aan wie hy is, want ek dink, anders gaan jy in daai performance ding in, jy begin goed glo wat nie hy is nie, en so daar sou tye wees in my binnekamer wat ek nie meer regtig weet om tyd saam te spandeer nie, glo dit of nie, is dit soos, jy bedien, maar, dis maar net, ek is net sy seun ouens, ek weet ons almal stap hierdie pad, en ek moes, so, baie keer het ek met my lysie gekom, daar wanneer die son so opkom in die oggende, en wat ek my koppie koffie vat, en dan hoor ek hoe sê die Gees my, Enrico, ek wil nie jy moet nou enigiets sê nie, dan sê hy vir my, wees net by my, soos ok, dan gaan hierdie ding draai net weer, want ek is gewoond aan, ek doen miskien meeste van die praatwerk, en ek laat u dalk toe in die einde, maar so, musiek is ongelooflik powerful, musiek, ek dink natuurlijk, en ek dink, dis hoekom, ek wil sommer net alle worship leaders encourage ook, skryf jou testimonies ook, skryf songs oor, ek weet, baie keer kry jy anthems, dis anders as aanbidding, alhoewel ek dink dit aanbidding wakker, dis aanbidding, hoor wat ek sê, dis nie direct vir hom nie, dis 'n anthem oor wie hy is, en uit dit kan ons natuurlijk reageer, maar anthems is baie keer daai goed wat jou, I'm no longer a slave to fear, I'm a child, dis waarheid, dis woord, en dit maak dan weer 'n ander tipe aanbidding wakker in jou, jy weet, en ek dink net, getuig songs is amazing, jy weet, ek dink, ek seker as mens met Cody Kahn so praat oor,
moes hy 'n deep revelation gekry het van wie Abba Vader is, wat weer iets in Suid-Afrika op pad Potchefstroom vir my beteken het. En ek kon hom weer encounter op 'n manier. Ja, so dis my lekker maar ons, ek het nou op ons Silowam wat uitgestuur word, het Dylan vir ons Joshua Aaron se Spirit in the Bride gesit. Nou, Spirit in the Bride het ek iets gehoor in daai liedjie waar in die agtergrond die mense saam sing. En ek dink dit was 'n Jason Upton liedjie wat 10 minute lank was wat hulle die engele saam oorsing. Ek dink dit was Fly. Was dit Fly? Ja, van die Fly. boeke. Fly. Dis 'n powerful shot. In daai Joshua Aaron kan ek besef ek met die klanke wat hy bygesit, hy het ondervinding gehad. 'n Verandering experience. ja. Want hy het klanke gehoor wat ek hoor in daai song. Yes. Dis my wat daai engele, Ja. jy moet mooi geluister het na Jason Upton. Ja, song, maar jy voel hom, maar jy voel iets daar. Ja, maar jy hoor hom So, daar. Dis ja. dis 'n ander pitch daai hoor. Ek weet nie as Ja, jy ja. so kan Die sounds. Jessie, maar Ja. imagine daai engele se as jy Oh. net daai klank hoor en dis wat vir my so mooi is van daai liedjie. Ja. Ja. Jy weet, en ek kies spesifieke goed ook soos met hierdie podcast, ek het voor die tyd gesê, die intro liedjie en die einde liedjie spesifiek om iets te beklemtoon. Yes. Jy weet, en Yes. dit weet ek nou en ek sal later nog met die mense wat hier na luister, daar praat nog nie vandag oor. Ja. Maar musiek is vir my so. Ek hou daarvan om goed te beklemtoon musiek, 'n liedjie, jy weet. Ja, ja. Ja. Goed. Ja, the Awakens, the Ja. supernatural, nee. Ja. Ja. Dis potentiaal vir dit. En dit is my so mooi. Ek dink mense kan so getuig van season songs, liedere wat jou in seisoene dra. Ja. So 'n liedjie wat jy oor en oor luister want in 'n seisoen dra dit jou net. Die openbaring wat jy daar het. Ek weet daar seker songs wat ek kan nog al 'n song so luister tot ek hom eintlik nie meer wil luister nie. Maar ek kan vir hom lank, ek kan vir deur hom hoor. Ja. ek kan vir hom goed En luister. hy tref Hy heeltyd. tref. Regtig, ek sal elke keer huil op daai stuk, soos elke keer. Ek's nou dan soos ek het al vandag gevra met seker tye as ek hom wil aanbid dan huil ek ook so. En dan sê ek, moet ek nou elke keer huil want dan moet ek nou opstaan en ek is nou in die bed dan moet ek eers my neus gaan blaas en maar nee, maar dit is so mooi ons harte kom sag maak, maar ek wil net so 'n bietjie weer net so vandag net terug gaan uit en ek getouch op die 7 types of praise in Hebrew. Okay. Nou daar's een mooi wat vir my so uitstaan Tauda en dit beteken to praise Tauda, ja. Tauda. Ek weet jy hoe sê jy dit? T-O-W-D-A. Dis hoe mense dit Tauda. Tauda, Dis hoe mense ja. dit sê. Ja, ouens sê Toda. Toda. Daar's 'n liedjie Toda. El Halleluja, Nee, tot een keer Toda. in Israel geleer. Ja. Aanbid tot daar En en bid terug. van Toda, selfs wat Tauda, maar sonder sê Nee, Toda. Toda, dis Nee. ons Suid-Afrikaners mos ek was daar pas vir die meisie van Avignon. Ons vat hom in ons doen die Avignon, maar ja, maar Of Ja. Kerry Joby. Of Kerry Joby. Dis net Kerry is Joby. dit nie Kerry Jo? Dis funny. Dis ook al van Jobbie. Kerry Joby. Kerry Joby. Ja. Kerry Joby. Maar nee, maar wat ek wil sê dit wat vir my so mooi is in seisoene wanneer die Here met ons werk nou, daai beteken to praise him before the breakthrough. En dit is vir altyd so mooi, ek encourage mense sê, daar's net een tyd wat jy die geleentheid gaan hê om wat jou deurbraak gaan kom. Ons almal se deurbraak in 'n seisoen kom eventually. Maar ons het net een geleentheid om hom op daai tipe manier te aanbid wanneer ons steeds in ons krisis is. Wanneer ons nog steeds in ons vallei is, Wanneer jy wil kry. nog nie jy voel, maar wanneer jy dan kies om te sê maar U is waardig, wanneer jy dan kies om in die vallei jou hande op te lig en te sê U is goed. Dis daai nogtans wat mamma kyk so mooi wat sê hy nogtans. Hy het nie wat het jy so mooi gesê Sondag, jy het gesê wat jy het iets so powerful gesê, maar nou kan ek onthou nie. Maar in elk geval wat het Ja, jy hy is die onthou? rede vir ons nogtans. Ja. Dis nie ek kykie ja, ek meen daai vyeboom dra nog nie vrug nie. Daar's nog nie, Ja. maar nogtans. Hier is my rede Ja. nogtans. Jy weet, Ja. ek Dis kon nie dit duidelik wanneer dit is ek kan nie mooi onthou wat jy Ek sê, hou maar dit is so van mooi. nietemin. sal ek Nietemin nog steeds. Ja, dis Dis voor. regtig. En dan dink ek, so dis so mooi wanneer ons hom aanbid in sekere tye van ons lewens, hoe dit sy hart bless. Want op die ouende gaan aanbidding om Jesus te bless. Hy bless ons elke dag. Maar hier waar ons sit, waar ons beweeg, het ons die vermoë om die koning van alle konings te bless. Ons kan vir hom 'n seën wees. Amper asof ek vir die Here sê, ek weet hy het nog nooit getwyfel dat dit die moeite werd was om in die kruis te sterf nie, maar wanneer ek aanbid, wil ek waaragtig begeer dat dit sal wees asof Jesus sê dit was die moeite werd. Nie dat hy getwyfel het nie, maar dat hy gaan dit was worth it. So dis die vermoë wat ons het in aanbidding om vir hom te kyk en hom te bless. En dan veral wanneer dit in 'n seisoen kom en dit is maklik om te rejoice vanuit 'n deurbraak. Maar wanneer Ja. ons nog nie daai deurbraak het nie en ons sê nogtans. Ja. Ook ons weet nie of gaan die vyeboom word nie. Ek weet nog nie of gaan hy even ek prys ook nie met die metode dat Ja. ek hom gaan prys sodat die vyeboom gaan word nie. Ek
prys hom net want hier nou is hy goed en hy is alles wat ek nodig het in die whole system nie. Wanneer ons hom van daai plek, ek dink dis van die mees amazingste prys wat sy hart so move is wanneer ons hom van uit daai plek want bid. ek stem, want ek dink ons verwagting baie keer of God se respons, ons verwag dit moet uiterlik lyk. Ons verwag die deurbraak moet nou skuif, my kar moet kom op my bank, wat ook al. Maar ek ervaar dit gaan baie keer eers oor binne. Dit gaan oor ek moet binne in my omstandighede moet ek verander. Ek moet vry wees binnekant. Dit gaan ek dink baie keer lê die expectation baie ons moet hier ervaar. Want dan maak jy saak, dis juist en ek sê vir ouens in die valleiseisoen ook, die valleiseisoen is nie 'n uitkanselleer seisoen nie. Christus is steeds in jou en is eintlik wat ek al agtergekom het in my moeilikste tye is om aan te hou om myself te gee in 'n valleiseisoen. Want jy dink jy is so in survival mode wat beteken jou fokus is so op jouself. Maar draai dit weg, sit dit op mense en ek dink dis wat lof so powerful maak. Ek dink aan 2 Kronieke 20 terwyl sy praat van Taudaat, jy sê daar word die 3 nasies teen koning Josafat optrek. En dit sê hulle het 'n vergadering gehad voor dit om 'n strategie te kry oor hoe gaan hulle die ding doen. En ek vertel dit nou in baie gebruik natuurlik gaan lees die storie 2 Kronieke 20 of net so 'n bietjie voor dit. Maar dan in die assembly, in die vergadering kom die gees oor 'n jong man. En die jong man sê die woorde, hy sê soos wat ons al baie in die skrif voor dit, God sal vir julle die geveg veg, al wat julle moet doen is staan. Maar jy sê die powerful ding is daar, hulle reageer op daai woord, want dit is 'n paar dae voor die oorlog. Niemand het nog hulle kanonne nader getrek, hulle gewere gelaai, niks nie. Hulle reaksie op daai woord wat daai jong man van die Here af kry, is so groot dat dit lyk. Hulle begin daar uitbars in lof en aanbidding, gaan lees dit. Lank voor, asof hulle klaar die oorwinning behaal het. En dis wat daar is. So dis omdat God die God van beloftes is, siek ons hom in 'n tyd van desperaatheid. Hy gee woord. Ons moet nie twyfel nie, want dis soos die skrif sê, jy moenie, Jakobus het sê, moenie bid maar sonder geloof nie. Ja. Maar jy gaan soos 'n dobbertjie wees wat rondgeswaai word deur die see. Ja, so hy reageer letterlik basically op 'n belofte. Die Here het gesê hy sal vir ons veg. Daai belofte is so erg. Die resultaat is nog nie daar nie, maar die belofte is so erg en so waar dat dit maak lof en aanbidding wakker. En hulle het 'n sekerheid dat God het gepraat, hulle het oorwin. En daai dag van die 3 nasies, ek sê altyd vir ouens koning Josafat kon net sowel bietjie popcorn gespring het, slush puppy en 'n war movie kyk, want hierdie ouens het mekaar verslind en vermoor. En hulle het hoeveel 7 dae die spoils opgetel, die juwele van hulle afgehaal en so dis die powerful ding, maar dis die moeilike deel want ons wil eers sien. Ons wil eers sien, dan sal ons aanbid of lof. Waar daar soos nee, God spreek, jy sien nog niks. By faith. By faith you will praise. En dit verander iets eers in ons binnekant. Sodat ons kan aanhou doen wat ons moet doen. Hoe lank is julle nou al in die bediening? So 12 jaar. Wel, kan dalk bietjie meer wees, ons is 12 jaar getroud. Ja. Maar kom ons sê, ja, effektiewelik, soms, ek joke so altyd, die ou het tot daai tyd gebless om 'n album te maak. En toe het ons ouers al die jare huisvriende gewees, en toe sê ek, sy gaan my claim to fame wees, want toe sien ek sy gaan, en ek moet opspring, nee, ek joke. So 12 en 15 jaar, ja. Okay. Maar julle, in die 12, 15 jaar, het julle al baie plekke gaan optree, as ek nou optree kan doen. Moet ons dit optree? Nee, maar dis okay, noem dit op. Skus, toe ek het sê, want ons is nie in die wêreld. Nee. Ons doen dit vir die Here. Ja. Toe julle gaan worship, nee, was daar seisoene wat julle in was, vertel het, maar nietemin, julle nog gaan worship. Nee, en dan om af te skakel, en te vergeet van die challenges, en te fokus op hom en dit wat hy ons voorgeroep het om te doen. Ja. Julle het seker al baie experience. Ek sal definitief sê daar was, ek dink die lewe werk met valleie en mountaintops. Soos jy kom by die volgende berg as jy nie deur 'n vallei gestap het nie. En so ons het definitief 'n hele paar vallei seisoene. Ons is heidaglik al vir seker die laaste, ek wil sê bietjie meer as 'n jaar, dalk amper 2 jaar al in 'n diep vallei seisoen. En ek dink dis ook wanneer die egtheid van ons aanbidding getoets word. Want ewe skielik het ons selfs het baie goed gepraat en geminister met ons mond gesê wat maklik is om te sê. Maar as jy ewe skielik in 'n vallei is, dan word dit goed getoets en die egtheid van dit
word getoets, soos die vuur kom toets die suiwerheid van die goud, en ek dink dit is wat ons definitief die laaste ruk, ons het ook deur sy genade ervaar, ek wil sê supernaturally in hierdie tyd, om te bedien vanuit so, when all is not well, want is maklik om te gaan, all is well, verstaan, ons kan lekker, maar ek kon regtig ervaar, ek dink amper partykeer, as dit nie vir die bedien was, en die voorreg om te kan aanbid, dit het ons, ek wil sê, kom empower in hierdie tyd, even wanneer ons bedien het, soos ons kom nou na kerk om te bedien, maar ons kon elke keer voel Here ons eie hart te bedien, en ek dink dit is die mooi ding van worship, is ons gaan om mense, maar is dit nie asof ons niet gee nie, ons ontvang ook, want ons gaan self in aanbidding, ek wil net so 'n paar jaar terug gaan, toe ons kleintjies klein was, kyk dan is dit nou, ek sê vir hom, het was 'n haarwerk van seisoene, want hy het nou genoem, kyk is siek kinders, ek neem al die hele session so met een van hulle so wat slaap en hoesie in my oor, een hand op die klavier, en ons moes aangaan, dit was soos, ek het nooit gevoel, die Here sê, ek moet stop nie, ek het wel gevoel, hy sê, ek moet sensitief wees, maar was kere nou en dan, wat ek nie sou saam bedien vir die kleintjies se syk, maar ek onthou was 'n tyd, ek wil sê, ek spandeer eers tyd, ek kom nie tyd by Jesus uit nie, ek bedoel, ek kan nie onthou of ek 2 keer my tande geborsel vandag nie, so ek kan nie dit onthou, ek het definitief nie tyd saam met die Here spandeer nie, dan kom ons aan bedien ons by 'n plek, dan kan ek voel, die Here se genade is so groot, want mense sal sê, jy kan nie gee wat jy nie het nie, maar ek kan reg sê, in daai seisoen, het ek amper, ek het niks, maar in aanbidding, kon ek voel, dit my een tyd was, wat ek amper, terwyl ek bedien het, volgemaak was, want ek het aan aanbidding vir hom gekyk, het was my 1 uurtjie of so op stage, wat ek vir hom gekyk het, en hy was so gracious gewees, so, ja, so vanuit vallei seisoene het ons, definitief, ja, ek dink, what is, faith is not faith if it cannot be tested, nee. En ek dink dit is daai ding, ek dink, dis soos Anja sê, die Here challenge ons baie in die seisoen, want ek is ook 'n slogan ou, ek love powerful quotes, en weet as die crowd, maak as ek iets sê, maar, ja, die laaste paar jaar challenge die Here my daarop, en hy sê, Rico, is jy regtig invested, want ek weet, onlangs het ek gesê, weet, dit klink so mooi, is daai Facebook post, wat sê, daar waar Jesus loop, is al geen doodloopstrate nie, maar soos, en nou sê ek soos, Here, nou, ek het nou nodig om te sien, in my eie lewe, dat daar waar ek saam met die loop, is daar opsies, want hier lyk het of iets opdroog, hier lyk het of ek het doodslop, maar ek dink die ding van, en dis die ander ding, hy is nie, ek kan bid nie, hoe kan ek het nou sê, hy is nie gekoppel waardeur ek, sy goedheid is nie gekoppel deur wat ek gaan, of wat ek is nie, ek kan bid om vir wie hy is, en ek moet daai ding vasmaak, nie vir wat ek kan kry nie, maar vir wie hy is, en ek dink dis baie keer, som ouens het wie ek het pad stap, en ek moet myself herinner daaraan die hele tyd, okay, nou gaan ek deur 'n moeilike tyd, of kom ek sê, 'n ouetjie wat nou al 6 maande nog eens 'n pad met die Here stap, nou word hy gechallenged met 'n paar goed, en baie keer sal ek vir ouens sê, okay, nou word die motief van jou hart getoets, hoekom is jy in hierdie ding? Wat is hierdie ding? Dit is nie 'n godsdienstige ding, jy het nie jouself gegee vir religie nie, jy het jouself gegee vir 'n man met vuur in sy oë en gat in sy hande, hy leef deur sy gees in jou, so het jy vra jouself eers, vir wat het jy jouself gegee, was dit hype, of was dit 'n boek vol reeltjies, want dan is jy nie wedergebore nie, jy moet jouself vir 'n man gee, 'n God, lewendige God, wat opgestaan het op die 3de dag, punt nommer 2 is, hoekom? Was dit vir jou benefit? Was dit omdat daar dalk 'n hyper grace of prophetic gospel ongelukkig gepreach was, en jy gedink het, jy nou gaan alles maanskyn en rose wees, want hierdie goed, en ek so Matteus 16, kom Jesus, en hoekom sal hy dit vra? Hoekom sal hy vir die ouens vra, daar waar ons loop, boys? Wie sê hulle is ek? Sê my gou 'n bietjie. Julle het mos nou die fluisteringkies oor, hierdie profeet, en dan raak hy ernstig met hulle, dink ek neem aan, jy weet, baie mense sien Jesus, ek sê altyd, met die geblauwe hare en die wit kleed, die ouma kleed, nee? Die wat jou so opsweep en jou soen op die voorkop, en dis okay, my seun, alles, en hy is dit ook, daai sagtheid is daar, maar ek sien Jesus as die vriend van vissemanne, die broer van vissemanne, die rugged een, die een wat 'n snoekie gebraai het op die strand, en die een wat grappies vertel het, wat water en wyn, yes man, hy was mens soos ons, maar ek het 'n vermoede, ek sal hom eendag vra, as ek mag, die voorreg het, vermoede dat in daai geselskap, in daai oomblik het die atmosfeer ernstig geraak, sê, okay, alles goed en wel, maar wie sê jy is ek? Ja. En ek dink, wat die vallei seisoene kom doen, is te toets die antwoord op daai vraag. As jy sê, hy is jou verlosser, jou redder, jou zaligmaker, hy is altyd goed. Alles waardeur jy gaan,
die storms, die golwe wat teen die boot, daai tuisterende stem van die vand sê, o Enrico, jy sê hy's dit, nee, maar kyk nou, jy sê hy's dit, o jy sê, so ek sê vir ouens, jy moet waaragtig 'n eersdaanse openbaring hê van wie hy is, want wat gebeur op daai oomblik met Petrus, ek weet nie hoe lank stap hy met die, kom ons sê dalk jy wil tyd 2 jaar, wat hy sy disippels toe daai oomblik kom, maar in daai oomblik besef hy vir die eerste keer, want daar val nie, dit was nie 'n boring oomblik van, ja, hy is die seun, Christus seun van die lewende God nie. Yeah. Daar het letterlik geestelike skille van sy oë afgeval. Dis asof sy oë vir die eerste keer oopgaan nadat hy so lank met Jesus wandel. En hy sê, wow, hy is Christus die seun. En Jesus sê vir hom, jy het dit nie by vlees, jy het dit nie by 'n pastoor gehoor nie, jy het dit direk van die Vader af gekry. Jy sien nou. So ek sê vir ouens, jy moet daai openbaring hê, want as jy hom nie het nie, gaan iewers in die lewe en mens kom waaragtig baie naby wat daai golwe jou totally oorweldig. En jy soos nie, okay, ek kan nie, ek dink nie eers wie sê is nie. Ja. Maar dis hoekom ek vir ouens sê, so die antwoord op daai vraag, wie sê jy is ek? Is alles. Want hy gaan die hele tyd getoets word. So ek dink, so en met dit is, so as jy weet wie hy is, dan is dit nie gekoppel aan seisoene of waartoe hy gaan nie, hy is wie hy is. En dan help dit mense dat jou worship nie so lyk nie, want jy sien dit baie, met goeie seisoene so aan, jy sê mountaintop, yes, hy is goed. En dan is my bankrekening leeg, nee, die Here kom nie deur vir my nie, broer. Soos nee, ou, hy is nie, sy goedheid word nie bepaal deur waardeur ek gaan nie, hy is goed. Hy is altyd goed. Ek experience dit baie met die seisoene wat ek gaan, die seisoene wat ek is, ek op 'n stadium het ek net elke dag mense bedien. Bevryding, berading. En dan baie keer hoor ek ouens se probleme of vrouens se probleme, is dit al? Jy weet wat in my lewe aan. Maar sê dit daar nie. Ja, maar Ja. ek moet nog steeds daai mense heeltyd. Ek moet nog steeds die heeltyd die Jesus vir hulle wees, ek dra hom, wat hier bevryding gaan nou moet nou hier gebeur. Ek moet hierdie ouens my redemptive gift is bemoediger. Ek moet nog die bemoediger wees. Verstaan jy? Maak saak wat ek deurgaan. En ek het dan gelukkig in my verlede met van die goed wat ek deurgegaan het geleer om nie te min. Ek was onder opleiding gewees wat jy getoets was op daai tipe goed wat ek onthou een keer moes ons in die Kalahari stap en dan maak jy nou klaar, jy dink jy maak klaar. Dan sê die instrukteur nee, oor die hele sien julle moet hier afstap nog so 'n kilometer en daar waar die kampdraad links draai. Gaan daar op vir 4 km, daar's kilos baie lank nou. Ek gaan nie praat van 'n uur loop, amper so kilometer. Dis op jou laaste nou. Ja. Dan gaan jy net 4 km op, dan daar sal jy 'n nuwe inligting kry waartoe jy van daar af moet gaan. Ja. Hoor jy wil jou speelgoed uit die kot uit gooi, jy wil skree en as jy so op die duin het gestap, is dit so afgestap in die duin. Toe ons daar onder kom te skree, jy is klaar. So daai jy met as jy daar gevou het, nee. Ja. En ek voel soos jy nou gesê het, nee. Ons weet nie wanneer die deur gaan kom of hy gaan kom nie, Ja. maar nie te min. Nie te min. Nie te min. Ja, baie. Here het gesê ek moet hierdie doen. Ja. Ja. Here het gesê ek moet doen. Hy het my geroep. Ja. En jy sê, dis my mooi, die man met vuur in sy oë en die gate in sy hande het jou geroep. Is jy bereid om saam met my te stap? En kyk waar hy stap. Ek en Elsie het laas jaar woord gekry wat gesê het ons gaan nie langer meer by daai gemeente wees nie. Ons gaan ons huis moet oopmaak vir mense wat ons toe nou gedoen het, ander huise ingetrek wat challenges op sy eie bring. En julle gaan op avontuur. Daai avontuur op my pad. Ja, Want om die saam met hierdie Maar man, goed is fyn maar die hierdie man van Galilea te loop. Ja. Is 'n ander avontuur. Wat jy dink, avontuur, dit is vliegtye, Ja. dis opklim. Ou nou reg vir my op Facebook gesê, that's the life. Dis nie the life. Ek wil eendag met my vrou en kinders wees. Baie lekkerder. Dit is vir my lekker saam met my vrou en kinders. Ek wil saam met hulle wees op 'n naweek. Jy weet, rustig by die huis, die swembad, wat ook al. En dis lekker om saam met jou mense wees, maar hy challenge jou, vat jou en jy moet saam met hom loop. Ja. Ja. Daai se waar lyk ons tyd nou hier so? Hier sê ons praat lekker hier hoor. Papa. Ek wil met julle wat iets praat. Ek wil net daaroor praat. Kyk hoeveel tyd het ons? Okay. Is julle nog reg? Ons Die koffie nog nie. Ek Honderd. het nog sak water. Ek het nou reg lank terug hoor ek 'n ou preek, nee. Saam met 42 raai soos 'n wilsbok. Julle het 'n liedjie op ons. Was het actually. Maar so My songs. Ek dink dis Ja. Engels. Ja nee, Is ek dit het nog in dit Amerika geluister. rekord? Ja, Ja, ek ja. wil dit nog neerskryf. Ja. Ja. Hy's ook op iTunes te kom Yes. luister. Yes. En natuurlik Goud Video Camera. Ja. Wat Tinus nou die aand op gespeel het in die Wow. kerk.
of ons worship DJ. Ons moet nog baie keer hier by die gemeente worship DJ, want ons worship band is nou besig om te ontwikkel. Okay, cool. So ons is baie opgewonde Ja, oor dit. dis awesome. En daar was ook challenges. Jy weet, klomp challenges, jy weet hoe met worship. Ja, So verseker. worship DJ het ons baie gehad. So en ons kon vir Enrico en Anja Ek bly ons het daai playlist al. Ja. So dis so, toe daai ou gesê, soos, is mos so 'n lekker liedjie. Ja. Maar het jy al, hy's toe 'n jagter. Het jy al 'n wildsbok hoor pant? Dis die Engelse woord. Sure. Dis desperate. Ja. Met toe Dawid hierdie psalm geskryf het, was dit nie so met sy hart. Hy het gepant in die desert, nee, toe Saul hom gejag het. Ja. En baie van sy goed, Ja. en hierdie ou, nee, kon worship musiek skryf, nee. En hierso as jy na die wildsbok en eers uit smag, pants, en dis die Hebreëse woord arach, long for, cry for, of pant. Smag se sinoniem in Afrikaans, nee, is vir my sterk verlange, vurig begeer. Vurig. Net as jy dors is. En ek was al dors. Daai Kalahari ding wat ons gestap het, dis dors, hoor. Nee, Ons niks Dit as verlang- ons nie. As ek dors raak, verlang ek na cream soda. Weet jy, van eendag alles ruik so cream soda. Maar in geval. So dors my siel, my soul thirsts is die woord tsame. En thirst, suffer. Sure. Suffer. Soos 'n wildsbok smag, dors het, vurig begeer, moet ek smag. Dis 'n desperateness. En ek meen, ons praat nou van seisoene. En party seisoene is ou desperate. Ja. Veral as jy, ek praat met mense wat lank die Here dien, wat dalk nog vassit in iets. Regtig nie kan hierdie ding skit nie. Maar hy's desperate vir Here. Want ek help altyd vir mense, veral in berading, bevryding, met maar berading/.com bevryding, is in Johannes 1 vers 8 en 9 wat sê, jy het nie sonde nie, bedrieg jouself, maar hy is getrou en regverdig. Yes. As jy jou sonde bely, as jy erken, as jy met hom praat, en dan reinig hy bevry jou. Selfbevryding is wanneer jy op die plek kom wat jy besef, oop verhouding met hom, niks wegsteek, niks nie donker hom, praat met hom, sê vir hom, Here, ek sal kom hierdie, en hy reinig. Yes. Maar is hy desperate? Sure. Soos hierdie, soos 'n wildsbok, dit is vir my desperateness hierso wat ou dalk nie besef nie, hoor. Ja. I mean, daai wildsbok, jy weet, jy gaan maar jag, Ja. maar hy, Ja. en as hy dors, nee, want as daai, ek het nou al baie gejag, nee. Daai bok se adrenalien, nee. As jy daai bok kwes, jy wil hom nie kwes, maar as jy hom kwes, maar hy's desperate. En die reuk wat hy dan afgee, Ja, as jy weet, maar hy van die jag, nee. Ja. En dis wat Dawid van hierso praat. Ja. So dors my siel na U. En dan teenoor dit, het ek gaan kyk na die Hebreëse woord waar hy nog gebruik word. Sê God vir die Jode in waar was dit gewees hierso wat ek dit neergeskryf het. By die een gedeelte wat hy sê, in die woestyn het hulle geen dors my God. Sure. Alhoewel ek vir hulle die rots oopgebreek het hulle fisiese water gekry. Maar hulle het my nie dors gehad en dan gaan jy na Hebreërs 3 toe wat sê hulle het nie my rus aangegaan. Sure. En is daai ding van alhoewel hulle ons is dors. Hy het vir hulle water gegee, maar hulle het nie vir my gedors. Dis hoekom hy geen baag gehad het van daai generasie nie. Hulle het vir 38 jaar om dieselfde berg getrek, almal se bene lê nog daar behalwe Joshua en Caleb se. En hy sê dan in Hebreërs, moet julle nou nie dieselfde fout doen. Sure. Hulle kon nie in my rus inkom nie. Hulle het nie gesmak na my nie. Daai eerste liefde wat ons nou gepraat het van die kerk van Efese, nou voor die tyd gepraat het, is dat Jesus, ons het alles reg, alles. Maar jy het nie daai ons kan nooit daai verloor nie. Ja. Dis maar net nog wat ek wou inbring van daai. Daai is vir my nice. En dan daai Chris Akola se liedjie. Wat sy Kualala. Chris Kolala, ja. Hy het iets daarvan. Maar so Maar so, daar is my iets dieps daar. Ja. So as jy ek dink dit spreek so vir my van afhanklikheid, nê. Ek dink daar's 'n paar goed wat ek dink, maar daar's iewers in die Psalms stukkie wat hy actually sê that God gives grace so that we may fear him actually. So ek dink wanneer jy hom ontmoet, want die skrif sê ook Johannes 10:10 uit lewe en lewe in oorvloed gebring. So once you've tasted him, wanneer jy wedergebore word en in hom leef, dan besef jy, ja, maar
ek weet hoe ek het gemaak sonder hom nie. Ah, En nou dat ek in hom is, wil ek hom nie verloor nie. Ek dink aan die Song of Songs, die Shulamite woman, toe hy die geliefde sy hand deur die doorknop of hy was by die deur. En sy het gesloer of sy het in die bed geklim en besef hy's toe nie meer daar nie. So dit laat my dink aan daai selfde ding. Sy het deur die stad gehardloop met 'n total desperaatheid. Sy het besef hy's nie meer daar nie. Sy kry hom nie. En hoe die Watchman sê dit in Song of Songs, sê, maar wat jy so behep met die ou? Wat jy sê, julle verstaan nie, dan sê sy, he's fairer than the sons of man, altogether beautiful. Soos sy besef die openbaring van, ek kan nie sonder hom nie. Soos hy is lewe. Dis soos Paulus sê, apart from him, I have nothing. Soos as ek nie, en ek dink, baie keer voel dit vir my, hy kom openbaar dit ook weer in eerste liefdeseisoen. Ek onthou 2016 toe ons Israel toe was, ek dink ek het dit al hier gedeel, ons deur 'n lang storie kort, deur 'n heavy first love season gaan. En die Here is so goed, die gifts are irrevocable, so hy het dit vir ons gegee, maar ek onthou in daai tyd, die Here is so faithful, so dat hy altyd is, maak deure oop, left, right en center, ons bedien, maar iewers die binnekant begin ons tog bietjie droog hardloop. Het ons begin op empties bedien, en kom net agter daai olie is, yes, en ek is nogal wintie, ek het gesê, en mense sê, Israel gaan jou lewe verander, het gaan nie net oor Israel nie, die Here kan hier met ons encounter, maar ek sê net, ja, maar ek dink dit gaan my lewe verander nie, het gaan byvoeg by my lewe, maar hier, Jason, hy het ons so kom wreck, as in die Engelse woord kan gebruik, ons harte weer kom tender maak, vir 3 jaar, ek en sy het so baie gepraat oor wat ek vir haar sê, 2016 tot 2019, ek het nog nooit so in die binnekamer gehuil nie, soos ek sou in die aande in die reenseisoene nooit vergeet, as die donderweer son, hulle gaan slaap, ek dink Annetjie was, nee, sy was nog nie gebore nie, eers na dit, maar het was nog in daai tyd, kamer se ligte afsit, pikdonker, en lê ek op my maag, dan huil ek voor die Here, vir lank, ek weet nie so lank nie, dan sê ek vir haar, liefie, hy praat nie baie nie, maar hy vat aan my, dit is so ek, het is asof hy sy hart so in my bors indruk en my hart vat, en dit het letterlik ook gevoel soos daai prentjie van hy vat jou op jou enkel onderste bo en hy skud alles uit, jy weet, en ek dink is daai first love seisoene wat jy besef, Here, maar ek kan nie sonder nie, I've tasted the previous life, ek is desperaat, ek wil nie, dan met amper heilige vrees oor jou kom om te besef, ja, sonder Christus is ek niks, ek gaan nie dood neerslaan, ek gaan daai realiteit net van hy is alles, ek kan hom nie verloor nie, jy weet, ja, ek dink is my mooi daai, ek love dit, so hierdie seasons maak het ook wakker, ek dink die desperate seasons maak ook 'n rou aanbidding wakker, en ek dink dat hy kom remind jou net soos, dude, jou maskertjies en die lantuintjies, los het net, so stoei net met my, aanbid my, Anja het so mooi song geskryf in That Same Old Place album, wat sy sê, gebroke aanbidding was nog nooit so soet nie, dit soos, anyway, so. Maar weet jy wat, mense daar buiten die kerk, Godse mense so genuine is, hulle wil van die olie by ons hê, wat jy gekry het in die plek, yes, mense kry swaar, mense is genuine die mekaar, ek sê nie alle, gelukkig prys die Here as goeie kerk, ek praat nie die kerk nie, maar die kerk, ek dink alles staan as gevolg van die kerk, maar is die mekaar daar buiten, die ouens hoor al die goed, en wat ook al, is ons nou weggeraak, gaan ons weggeraak word, al die type goed, al die beloof wat nou plaas wat doen, maar, yes man, die mense nie genuine is, dis is genuine, en as ek kan praat van Dani Botha, ek's baie lief vir hom, en yes, Dani is huister, en hy is genuine, ek het hom al gehoor worship, of weet hy is lief vir die Here, al die type goed, en ek wil by hom ook kom, yes, daar is ook 'n genuine is, yes, hy val op sy knieë, hart vir verlore siele, lief vir Jesus, ek weet, twyfel glad maar dis ook om ek julle ook laat, julle is genuine, ek kan lekker saam julle kuier, weet, as ons nou net saam geëet het, en al sulke goed, dit lekker, jy kan of jy kan nie saam net, jy weet, maar Jesse, is dit nie wat dit is nie, weet, ek dink nou aan die disciples, kyk wanneer die vuur geval het, en Jesus sê, moet op jou pos wees, dan moes hulle daai broodjies uitdeel en die visies uitdeel, en, maar dan, as hulle by mekaar was, hulle is fun and games, weet hulle, en ek dink vir ons, ek glo, fellowship, ek glo, dis wat die Here herstel, want ek dink daar is hierdie persepsie, baie kyk na 'n Christen en sê, jy stak op, of, daar's nie 'n lewe na die kruis nie, wat bedoel jy, daar's, lewe begin nie eens na die kruis, maar dan sou ek nie hierdie gedoen het, soos, Jesus sê juist, ek het lewe gebring en dit in oorvloed, so ek dink vir ons ook, en dis, hoor net my hart, dis glad nie perfek nie, glad nie, maar ons probeer exuberant lewe leef,
Kyk, ek wil doen wat manne wil doen. God het my so gemaak, ou. Ek wil ook 'n geweer gaan skiet. Ek skiet heeltyd mis, maar ek kom nie met Biltong huis toe nie. Ek ry na Biltong en dan. Jy praat nie met tieners hulle praat. Jy praat van daai Wat het jy gekwes? blou wille bees. Wat tot op? Jy kan nog 'n rooi Jy kan nog 'n rooi bokkie kwes of iets, maar blou wille bees is nog taai, hy pan, daai ding. Ja, hy pan toe. Hy hardloop tot daai wond op 'n bloei. Hy wil hom as taaf as hom kry dan. So ek dink ons hele bediening vir my, ja, die stage is great, maar dis 'n fraksie van, vir my gaan dit, I want to promote a lifestyle of worship. Ouens moet na my kyk en sê, yes, daai ou, hy's so lief vir die Here, maar kyk hoe dans hy met sy vrou. Sy sê baie keer vir my by troues, lief vir julle gaan dink hy's dronk. Ja, hy mag nie eers 'n slukkie vat van enige iets met die heildronk nie, want hulle gaan regtig nog wel. So ek sê net, ek wil daai ding, vir my gaan dit nie om 'n lewe te leef om iets te bewys nie. Glad nie. Want my fokus is nie op my, as my fokus op mense was, wou ek heeltyd iets bewys. Ja. Sien. So ek lewe vir Christus en ek wil alles hê waarvoor hy gesterf het. En dit kan aanloklik lyk. Mense kan sê, "Joh, maar kyk hoe vry is hy." Kyk hoe hy het nie 'n druppel drank in nie, hy hoef nie 'n vloekwoord te sê nie. Hy stap hierdie pad saam Jesus, maar en dit moet tog, as 'n ou na dit kyk sê, "Joh, ouma, hoe kry jy dit reg?" Soos, hoe kan jy so vry wees? Hoe kan jy jou vrou so geniet? Hoe kan julle, en so ek dink, ja, dis waaroor dit vir ons gaan, ek dink, is om daai lewe te promote, nie doelbewus nie, maar net deur ons leef en hom najaag en om mense honger te maak en sê, "Jesus, ja." So daar's lewe na die kruis, man. Dit begin nie eens na die kruis. So. Ja. Maar dis nou, ding ons gaan nou klaar maak amper. Maar julle het nou 'n nuwe musiekvideo mos nou ook goud weer op môre, maar ek sien die liedjie daar 2021 uitgekom. Ja, so julle het hom nou op video. Op video. Op video. Wat is die regte woord? YouTube. Op YouTube. YouTube, ja, Ja, op YouTube. ja. So hy's nou op YouTube, julle het nou die video gemaak. Nee, hy's nou al van daai Is tyd. hy al van daai tyd af al? Ja, hy's al rukkie, maar dit wys jou waantoe nie almal nou en dan kry as mense, as hulle soos 'n nuwe liedjie en dan sê jy, weet jy die Nee, want ek het 'n bietjie hierdie Ja. week nou spesifiek baie van julle musiek geluister. Ja. Okay. Ja, maar ek ken julle as spontaneous free worship. Dis so, dis ook Ja. nie Die selfde maar met liedjies. Mervis. Ek het daai tyd Ja. met my swaarle, sy's my vrou se suster is in worship en Mervis het baie by ons kom bedien. Toe ons Siloam nog op die plaas was en hy het actually vir ons die naam gegee. Oh, wow. Hy het die aand geworship en vir my Ryan en Helen en Elsie woord gegee die plek saam met Siloam, maar ons moet by daar. So. En dit was 2016 of 2015. Ja. En ons het lekker journey saam met Mervis gehad Ja, en dis maar ek het nog nooit gehoor van spontaneous of free worship en begin ons hierdie mense ontmoet. En dit was net, kan hy ou so lank sing? Jy weet? En dieselfde ding. Lykie. Maar hoe mooi is dit as hy dan begin bedien en dis wat ek hoor. Ons het nog eens kans gehad om oor die profetiese bediening te praat. Oor dis wat ek wou gesê, daai selfde woord vir smag is in 1 Korintiërs 14 waar ons die spiritual gifts moet desire. Is dieselfde woord, nê? Ek het hierso, maar dit word so gegooi in die vertalings, nê? Jy mis dit heeltemal. Hoor wat sê die Afrikaans of dan? Beywer julle met die oog op die geestelike gawes. Dit klink nie vir my soos daai desire, 1 Korintiërs 14, desire spiritual gifts. Zelu is van die woord zealous. Ja, sure. En ek meen, en ek kan dit sien in julle bediening. Wow. Ja. Veral as julle mense bedien en die woord wat julle gee vir mense en awesome. So. En julle het al vir my so bedien. Ja, Nee, dis 'n dit is voorreg. ek wil net sê ek dink dit is die ding wanneer ons nie net ons eie ideetjies soos mense nou songs, kom ons sê ons het nou ons liedjies, ons 3 vinnigs en 2 storings. Dan hardloop ons is mense ons van habit en ons hou van goedjies en dan hardloop ons deur, maar wanneer ons stil staan by die Gees, dan gee dit vir hom die kans om nou sê altyd wanneer ons bedien by 'n plek, nooit weer gaan dieselfde hoeveelheid mense in dieselfde vertrek wees en ons iets unieks wat Heilige Gees wil kom doen. So dis 'n voorreg om stil te staan. Ek wil jy so net vinnig oor die goud weer in midde daai liedjie. Dit was een Kersfees wat ons bedien het by 'n kerk in Witbank. En ons het eintlik net so vir Jesus gekyk, net geworship en spontaan het hierdie lyntjie gekom soos goud wierook in midde, kom lê ek my hart vir U neer. Soos goud wierook in midde, U is al wat ek begeer. Dit was spontaan wat gebeur het. So ons het nie om beplan nie, ons het nie gedink ons skryf van hom nie. Toe was dit weke daarna, toe 'n vriendin die uitsending gehoor. En sy vra toe vir ons, maar wat se liedjie is daai?
En ons sê toe nee, dit is eintlik net 'n stukkie wat ons gekry het, maar sy voel te gelei en sy sê sy ervaar in haar hart dat ons moet die liedjie klaar skryf en sy wil betaal dat ons hom kan rekord. En so ek wil net weer ook net sê hoe die liggaam werk, want as dit nie vir haar was nie wat daai liedjie nooit geskryf het. So ons kan nie eers eer vat vir daai liedjie want hy sou nie gewees het nie. Maar uit 'n spontane waar ons net ek wil sê uit aan my Jesus en net vir hom tyd gee, want ek dink ons grootste, hy sê altyd ons horlosies is een van ons grootste vyande, want ons hou ons horlosies, maar wanneer ons net ons tyd vir hom gee en ons gaan net en ons laat toe dat hy ons lei, dan lei ons waar ons nog nooit was nie. En dit is uit daai plekke waar daar iets incredibles, die profetiese kom, weet die woord wat hy kom gee en ja, en baie keer kom dit nie mense profeties uit, ons sing vir hom, ons kyk vir hom en dan kom sing hy oor ons en hy kom release ietsie oor ons. Ja, ek dink baie keer ek dink ons sê dit baie, ons wil die Here ons wil tog hom so in 'n boksie sit of 'n metode. Jy weet ons begeer so graag net 'n metode en 'n resep. Maar hy kan werk, Heilige Gees kan werk in 'n sekond. Hy kan werk in 2 ure. Maar ek wil nie 'n marring van hom kos gooi maar en ek besef baie keer het hy net tyd nodig. Baie keer het ons nodig ons moet hom tyd gee. Ons moet sela. Ons moet ek meen dis meditation. As jy oomblik as jy sê meditation, mense soos daai is witchcraft, daai is demonies. Dis gister ook net netjies gepraat. As ek sê mediteer op die woord, dis eintlik wat ek bedoel. Ja. Dis nie nie. Ja, tyd spandeer. Ja, dit is ponder oor en oor 'n waarheid of oor 'n karaktereienskap. Men Dawid, dis sy grootste begeerte in Psalm 27. Sê daar's net een ding wat begeer, is om te meditate in die tempel van die Here, to gaze upon his beauty. Dis wat ek begeer. So ja, baie keer klink dit soos 'n grammofoonplaatjie wat vashak. As mense daai lyntjie oor en oor sing, maar dis daai psalms, hymns and spiritual songs. It's birth from the spirit, verstaan en ek ons kan dit dalk vanmiddag ook 'n bietjie deel. Daar's iets in dit wanneer almal in die vertrek saamstem en deelneem om te sê ja, hy is goed en ons sing daai lyntjie oor en oor because God, where there's unity, God commands a blessing. Wanneer daai eenheid daar is, maak dit 'n portal klink nou so weer. Dit maak iets in die hemel oop, iets in die atmosfeer oop en God se gees kan begin beweeg en ons het 'n party. Ons het 'n party in sy teenwoordigheid. En baie keer gaan dit nie eers oor die gees wat deur ons hy bedien homself mense. Ons het een keer by 'n gemeente bedien in Rodepoort. Jesus was in die worship en daai vrou het skree hy, né? En na die tyd toe ons hoor by haar, toe sê nee, sy het 5 jaar terug van daar 5 jaar terug het sy 'n miskraam gehad en sy het net haar hart, alles is gebreek. Sy is net soveel seer, maar die Here het in 'n oomblik in worship. Ons het niemand het vir gesê ek ervaar jy het genesing nodig of jy het 5 jaar niks nie. Die Gees het onsself bedien. En ek dink met oomblikke soos die probeer ons ook vir ouens sê luister as die Here wil ek kan nie prophetic word force nie, dis vleeslik. As die maar sit jou oop Here, moenie 'n verwagtinge mense nie. Want dis wat gebeur dan in so 'n setting. As ons saamstem en ons almal journey op daai waarheid, jy's dan the possibilities are endless. Ek kan eintlik sê ons jongste dogtertjie se naam is Tehila. En Tehila worship is to sing spontaneously a new song unto the Lord. En dan sê dit, it brings immense unity in the body of Christ. So die karaktereienskap van wanneer ons 'n new song spontaneously unto the Lord, dan bring dit ook so 'n unity vertrek. En dan waar daar unity is, daar's blessing en net Heilige Gees. So ek dink wanneer dit kom by songs op ons albums en op ons channels, ek dink dis ook vir ons 'n geleentheid om kreatief te wees. Ek dink ons is creators. Ons is gemaak van die creator af. So dis lekker om producing wise iets baie kreatiefs uit te sit met mooi gitaarlyntjies, lekker dromme op sekere plekke wat alles 'n funksie en 'n rol het. Maar ja, ek dink wanneer ons bedien, dis snaaks genoeg toe ons baie min van ons eie songs, ons love soos jy sê om spontaan profeties te vloei. So ja, dis maar en is 'n tool, jy sê ek besef net elke ou vir sy obedience het 'n effek. Dalk vir ons om gehoorsaam te wees om 'n song uit te bring. 'n Ou kan hom luister in sy kar. Die Here is mos nie gebind nie. Hy kan in sy kar encounter met die Here. En so dis wat so profound maak. Jy weet die kingdom is nie gebonde nie, so is lekker. Ek het wat 2 of 3 in my naam saamstem, daar is ek. Hy's altyd daar. Daai is my so misquoted, nee. Ek meen maar waar daar net unity is tussen 'n man en 'n vrou, kan God werk. En dis wat jy sê. Wanneer daar unity is, so wanneer ons so corporately saam worship, en ons almal eet the endless possibilities. Maar nou, kom ons maar baie keer, ek was ook so, maak aan, hierdie ouens, kyk hoe bid hulle, kyk hoe sing hulle,
Maar dis hoekom hier is die vorm besig om plaas te vind in die body. Al lank al. Yes. Ons is nou nie ingetap. Ek is maar nog 'n jong ouetjie in hierdie ding. As mens kyk na die kerk se groei oor die jare. Nee. Ek sê altyd vir mense, hier is 'n baie ou storie wat ons uitgenooi is in. Hoe die Here alles begin. Ek wil net saam die klip hierop. Ek wil nie teen daai klip nie. Ek wil saam die klip hierop. Ons saam rol. En ek is nou nie in hierdie ding, weet ek sukkel in die begin, maar jy gaan sien, die Here is besig om momente te kry met die bruid. Ja. Want hy prepare die bride. En ons weet nie wat, maar as ons die warrior bride aanbied, dan sien ons, kan mag mans ook kom. Jy weet, ons het nog baie om te groei. Jy weet. Jy weet, maar bruidskap, dis awesome. Nee, maar dit is lekker om saam met julle te kuier. Sy sê dankie. Ek kan nie wag vir vanmiddag nie. Ja. Ons wil julle nie te moeg maak nie, maar ons kuier lekker saam met julle want môre gaan jy ook nog by julle bedien hier by die gemeente vanmiddag. Klomp mense wat kom van reg oor die dorp, ons nou oralste geadverteer en ek weet ons gaan nou 'n vol kerk hê vanmiddag. Julle gaan julle hande vol hê, maar julle gaan dit net ons gaan dit net geniet. Lekker. Net geniet. Dankie dat ons kon opwees. Dankie vir wat julle doen, JC. Julle is vir ons inspirerend. Jy en jou hele span, jy en jou family en Elsie, julle huwelik, julle kinders. So nee, ons moet vir jou dankie sê. Julle dankie sê. Dit is my lekker saam met julle. Altyd lekker om saam te bedien. En ek weet nie wat gaan ons volgende jaar gebeur nie. En dit gaan net lekker wees. As die Here nie terugkom nie, dan gaan ons volgende jaar nog groot dinge vir die Here doen. Amen. Ons gaan net aan en ek bid vir julle en ek bid vir julle seisoen en ek weet die Here gaan net just keep on keeping on. Yes. As 'n liedjie wat nou met Charlie Kirk se dood uitgekom het, eers keer lace up your boots, put on your backpack. Ek gebruik hom nou met almal Instagram, né? Klink soos 'n tipe liedjie. Lekker, dis my tipe song, maar ek is alles maak julle boots vas. Sit die rugsakkies op, hier gaan ons, hoor. Die Here gaan groot dinge doen. Ja, so adventure song met hom, nee. Life is a roller coaster. Is dit daai boy wat sê liedjie was dit Ronan and Keith in a Boyzone of iets? Life is a roller. Dis seker just gotta what it is. Hoor jy nou het ek so gelag toe hulle genoem het van wat se naam wat jy I wanna be your hero baby. Dit was nou Elsie se ou gewees daar. Ons tot hom gaan kyk toe hy by die dome was. Ai, dis yes, ek nou daar in die kyk saam met die dit is nou nie my gunsteling nie. Dis nou nie Bruce Springsteen. Jy weet ek moes ook nou nie gespring af. Ja. Hoorie maar aangesien jy nou die eerste dame is wat op die podcast van ons is. Wil jy nie ons afsluit met gebed? Nee, dit sal vir vooraf wees. Ag Jesus, ons kom eer U in hierdie dag. Abba Vader, ons eer U as so 'n goeie Pa, die beste Pa ever, Heilige Gees, en dankie dat U ons helper is in alles. Ons honor U. Ons honor U teenwoordigheid. Dankie dat die gordyn geskeur is. Dankie dat ons met vrymoedigheid en met boldness na U toe kan kom. En dat ons U kan aanbid, dat ewen net in hierdie tyd saam van kuier, dit vir U 'n blessing is en ons harte U kan aanbid terwyl ons gesels en ons wil regtig vir U sê dat ons harte begeer U en ons harte begeer meer van U. En soos wat daai liedjie sê, ek wil sien wat die engele sien as hulle voor U val. En ek wil hoor wat die hemele hoor wanneer hulle sing heilig, heilig, heilig is U Lam. En Jesus, dit is my gebed dat U ons al hoe dieper sal invat in die openbaring van wie U is, dat ons regtig U sal aanbid, dat U kerke, liggame, die nations sal invat in 'n plek where we will worship You out of a place of spirit and truth. Jesus, waar ons in gees en waarheid U sal aanbid. En dankie dat U so goed is, dankie dat U Uself openbaar in ons. Maar ek bid ook honger, ek bid ook waar soveel dele van, ek sê nou die kerk, maar ek wil sê die kerk overall globally, daar soveel dele is wat nog slaap. Bid ek dat U vir daai liedjie sê as a dear panther, dat iets van daai honger en 'n desperasie, 'n ziel sal kom wakker maak in harte to know You more. Ek bid daar waar mense, ek wil sê gestagneer is en vassit in 'n plek. Miskien is dit as gevolg van godsdiens, vra ek dat U sal kom skud deur die liefde, dat die bokse sal kom oopbreek en ek bid dat hulle sal ontdek hoe amazing U is, hoe hoog, hoe wyd, hoe diep U liefde is en hoe endless U is. En ek ervaar dat U altyd vir ons sê there's so much more, daar's soveel meer. U nooi ons altyd in die meer in. So dankie Jesus. Sê vir U dankie vir die podcast. JC die span. Ons sien ook, ek bid dat dit wat ook hier gepraat word, dat dit soos golwe sal uitgaan. En ek bid dat dit harte sal kom raak en dat dit diepe transformasie sal bring wat soveel mooi vrug sal bring. In harte, in gesinne, in omgewings, in communities, in dorpe en stede en in nations.
bid ek dat U verheerlik sal word en dat U waarheid wat gepraat word harte vry sal kom maak. Dankie vir die goedheid, ons eer U in hierdie dag. Ons sê vir U dankie vir U liefde en dankie vir die getrouheid. Mag U verheerlik word en may your kingdom come on earth as it is in heaven. Dankie Jesus, ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Amen. Rico, Anja, baie dankie. Yeah. Dankie vir jou. Dankie. Dankie. Dankie So Dylan. go kneel and weep and join the herd. You know 1,000,000 sheep would be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Either step aside, for every God knows everything will crumble under his blows. You think yourselves weak, pathetic and overrun, and that all you've bled for is coming undone. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Oh, you go out there and bow to none and cause a stir as if it were the last one. Curse them into hiding. These thieves won't believe the wave we're riding. So go kneel and weep and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed. Go kneel and wait and join the herd.